Ja, hartlike goeiemôre en welkom ook aan ons online kykers. So ek wil gou by julle hoor, het ons enige boere in die huis vanoggend? Enigiemand wat, moet ek eerder vra, is daar enigiemand wat wens hulle was 'n boer? Ja, daar is 'n paar aan. Nou, ek het 'n oom gehad, oom Kola, hy het 'n plaas gehad, ek het my foto opsit van my en my broer. Dis nou, ek is die een daar voor en my broer is daar agter en dis een van daai mik en druk kameras daai tyd. So, maar dit is een van daai situasies waar ons die hek oopgemaak het en dan ry hulle weg vir jou met die bakkie. En die eerste 2 kere snaaks, daarna raak dit maar net nou. Maar my oom het 'n plaas gehad in die Kalahari. En die Kalahari is seker die droogste en die warmste plek in die land. En enige boer sal vir jou verduidelik van hoe belangrik water is. Hoe kosbaar is reën op 'n plaas. En wat die boere baie keer doen as 'n gemeenskap, dan kom hulle bymekaar saam met die plaaslike dorp en hulle hou 'n gebedsvergadering en hulle vertrou die Here vir reën. Ons hoor baie daarvan. Maar kan jy jouself indink, 'n boer kom by hierdie gebedsvergadering aan, hy vertrou ook die Here vir reën, maar hy het nie die grond geploeg nie, hy het nie die lande voorberei nie, en daar's geen saad in die grond nie. Hy wil eers kyk of dit gaan reën, voordat hy enige moeite doen, voordat hy 'n poging aanwend. Maar nee, dit is eintlik dan te laat al. Enige goeie boer sal vir jou sê, nee, jy moet eers die grond voorberei, ploeg, saad plant. En dit wat jy gesaai het, vertrou jy God om dit te vermenigvuldig in 'n rekordhoes. Maar wat baie van ons as gelowiges doen, ons kry hierdie great profetiese woord en ons is opgewonde of ons lees 'n belofte in die Bybel en ons word so opgewonde in ons gees en ons gaan in ons binnekamer en ons vertrou die Here en ons dank die Here vir hierdie belofte wat hy vir ons gegee het en dan bly dit net daar. Ons is te versigtig of bang om 'n poging aan te wend met dit wat die Here vir ons beloof het. Jy sien, jou poging is die saad en God se seën is die oes. Jou poging is die saad en God se seën is die oes. Lees saam met my in Luke 6 verse 38 in die New King James. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. In ons moederstaal in Lukas 6:38, in volle maat, ingestamp, geskit, om plek te maak, tot oorlopends toe vol. Nou, kom ons sê, hierdie emmer, verteenwoordig jou lewe. En jy vertrou die Here vir 'n deurbraak in jou gesondheid. Maar jy eet 4-5 keer 'n week takeaways. Wat is jou bydrae dan tot jou deurbraak vir gesondheid? Niks. Of jy vertrou die Here vir genesing in jou liggaam, maar jy is nie bereid om jou lewenstyl te verander nie. Wat is jou bydrae dan tot jou genesing? Niks. Of jy vertrou God vir 'n deurbraak in jou finansies, maar jy spandeer meer as wat jy verdien.
Wat is dan jou bydrae dan tot jou deurbraak? Niks. Ek gaan ander voorbeelde gee totdat julle saam met my sê niks. Jy vertrou God vir 'n finansiële deurbraak, maar jy spandeer jou geld op tydelike en onnodige plesier. Wat is dan jou deurbraak tot jou wat is dan jou bydrae tot jou finansiële deurbraak? Of jy vertrou God vir herstelling in jou huwelik, maar jy is nie bereid om jou vrou te dien nie. Of jy is nie bereid om onderdanig aan jou man te wees nie. Wat is dan jou bydrae tot jou herstelling van die huwelik? Oh man. Jy sien, as ons niks bydra tot dit wat ons God vertrou nie, wat gaan dan gebeur? Dan gaan niks ingestamp wees, niks gaan plek maak vir meer nie, en jou lewe gaan oorloop van niks. En ek preek vanoggend vir myself. In die begin van die jaar het ons as 'n voltydse span regtig waar die Here vertrou vir 'n tienerleier of 'n tienerpastoor om leierskap te vat van die jeugbediening. Hoekom? Want daar was nie. Die kinderkerk was herstel gewees en dit gaan goed daar, maar daar was 'n gaping by die tienerbediening. En ons het God vertrou vir iemand. En ek onthou dit nog so mooi. Ek was in die Wes-Kaap gewees en die Heilige Gees werk met my op so 'n mooi en unieke manier. Vra vir my, waar het my stap met die Here begin? Waar het alles begin? En ek antwoord, jy weet, as 'n tiener hier by in Duil Familiekerk. En die Heilige Gees vra my so mooi, maar hoekom doen jy nie dieselfde nie? En ek kom toe terug en ek bel vir pastoor Dion en ek verduidelik hom wat ek beleef het en ek vra vir sy seun en ons begin met die tienerbediening met 11 tieners. Aan die einde van Februarie, 11 tieners. En 4 weke later, die tieners gegroei van 11 na 50. Hoekom? Want God seën 'n poging. En wat vir my merkwaardig was in die hele journey van die tieners hierdie jaar, was die leiers. Ek het nie een leier gebou nie. Ek het nie 'n onderhoud met 'n leier gehad of 'n aanstelling gedoen vir 'n leier nie. Elke leier wat na my toe gekom het, was geroep gewees deur God. Ek was net gewillig gewees. Hy het die mense na my toe gestuur. En ek dank die Here vir die leiers wat reg deur die jaar saam met my gebly het, wat so gehoorsaam was op God se roeping. Het ons opgehou om die Here te vertrou vir 'n tienerpastoor of 'n leier om te kom? Nee, ons vertrou nog steeds daarvoor. Maar terwyl ons wag, doen ons ietsie omtrent die saak. Jy sien, meeste van ons vertrou God vir 'n wonderwerk terwyl ons stil staan. Henry het nou reg my so mooi verduidelik. Hy sê ietsie wat stil staan is of dood of besig om dood te gaan. Maar in die skrif sien ons keer op keer wonderwerke wat gebeur het nadat iemand uit gehoorsaamheid 'n poging gemaak het. Jy sien, God is nie op soek na perfekte mense nie, maar na gewillige mense. En wanneer ons die moeite doen, seën God dit. En 'n mooi voorbeeld in die Bybel is die verhaal van Elia en die weduwee. Wie van julle ken die verhaal van Elia en die weduwee met die olie wat nie opgeraak het nie? God roep die weduwee en sê vir haar, sy moet iemand huisves. Sy moet na Elia kyk wanneer hy by haar opdaag. En as ek sê, sy was brandarm, is dit 'n understatement. Want nie net hulle was arm nie, die hele stad was in droogte gewees. Daar was niks. En
Elia kom toe by haar huis aan en soos enige goeie man vra hy vir sy bordkos. En sy sê vir hom, seker soos wat jou God lewe, sê ek vandag vir jou, ek het net genoeg om vir my en my seun te voer. Daarna sterf ons. Dit is my so mooi oor hoe hy reageer op dit. Lees saam met my in 1 Konings 17 van vers 13. En Elia sê vir haar, moenie bekommerd wees nie, moet so uitroepteken. Gaan aan en doen soos jy sê, maar bak eers vir my roosterkoek en bring dit vir my. Daarna kan jy vir jou seun sorg, vir jou en jou seun sorg. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die erdekant sal nie minder word nie, totdat die Here weer oor die land laat reën het. Vers 15. Sy het gedoen soos Elia gesê het. Voortaan het hulle al drie elke dag genoeg gehad om te eet. Die boodskapvertaling praat van, hulle het oor genoeg kos gehad. Jy sien, die weduwee het nie gewag vir die seun en toe gedien nie. Sy het eers gedien en toe kom die seun. En baie van ons soek eers die seun en dan wil ons dien. Dit soos om 'n six-pack te hê. Ons soek die six-pack nou en dan later sal ons die gym kontrak teken. Ja. Ek voel ek praat hier met iemand. Nee. Jy doen eers die moeite. Ek dink vir 'n goeie 6 maande lank en dan sal hy eers ietsie sien gebeur hierso. Maar ja, wat baie van ons doen is, ons gaan in ons binnekamer in, baie mooi en heilige manier en ons vertrou die Here en ons dankie vir die deurbraak wat hy vir ons gaan gee met dit wat ons hom voor vertrou. En ons skryf dit neer en moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sal die eerste ou wees wat vir jou sal vra, hoe gaan dit met jou in jou binnekamer? Dit is belangrik, jy moet dit doen. Maar om dit net daar te los, is nie God se wil vir jou lewe nie. God het vir ons elkeen talente en gawes gegee, nie sodat ons ietsie daar kan kry nie, maar dat ons sy naam daardeur kan verheerlik. Ja, ek sou amen gesê daar. Ek dink seker 13, 14 jaar terug, het ek by die maatskappy begin werk en ek was daar gewees vir 'n jaar lank. En toe het ek begin die Here vertrou vir 'n verhoging. Spesifiek 40% verhoging. Nou, as jy vir jou baas vra vir 'n 40% verhoging, gaan hy of uitlag of uitjaag. Maar ek het God vertrou vir die verhoging. Maar ek het ietsie verstaan van dat ek weet God seën 'n poging. En my pa het my ook ietsie geleer en ek pas dit toe tot vandag toe in my lewe, dat as jy doen wat ander mense nie wil doen nie, dan gaan jy kry wat ander mense nie kry nie. En ek het met daai denkwyse God vertrou vir die 40% verhoging. En ek het toe begin werk asof ek al klaar die werk gekry het. In ander woorde, ek het my supervisor se werk vir hom begin doen. Die papierwerk wat niemand wil doen nie, het ek gedoen. Ek was eerste een in en laaste een uit. Ek het later aan sy werk vir hom gedoen. Ek kan onthou, ek het sy papiere so op hom gegee elke oggend. Pst. En dan was dit die beplanning vir die dag en vir môre. Alles uitgewerk al klaar vir hom. Ek het ook die 10de teruggegee asof ek die verhoging al klaar ontvang het, uit geloof uit. En ek het dit gedoen vir 'n lang tyd. Het ek die werk gekry? Nee. Het ek opgehou? Nee. Ek het aangehou. Dit is baie keer vertrou ons die Here vir ietsie vir te lank
En dan dink ons maar net, dalk is dit nie sy wil vir my lewe nie. Ek wil vandag vir jou sê, as dit 'n belofte is van God, soek dit, gaan aan, hou aan. En God het vir my 'n werk geskep in die maatskappy, waar ek 100% verhoging gekry het, en nie net 'n 40% verhoging nie. En ek sluit nou af. Ons hoef nooit die volle prentjie altyd ook te verstaan waarmee God besig is in ons lewe nie. En baie keer, wanneer ons God vertrou en ons kry die belofte, dan wil ons weet, okay, ek gaan dit opoffer, en dan gaan ek dit kry. Ek gaan regs gaan, later links en later heel bo. Ons hou van dit. Ons wil weet wat is in die einde vir ons. Maar ons hoef ook nooit nie. Partykeer verwag God van ons om bietjie met blinde geloof uit te stap. En ons is nou in die Kersfeesseisoen. My gunsteling tyd van die jaar. Mal daaroor. Ons onthou en ons celebrate die geboorte van Jesus, wat die grootste geskenk is, wat die wêreld nog ooit gesien het. Ons praat oor Moeder Maria en oor haar gehoorsaamheid, maar dit voel vir my, ons vergeet so 'n bietjie van Josef. Jesus se aardse pa. Ek het ons so jammer gekry in voorbereiding vir hierdie boodskap. Die arme man vind uit, sy vrou of sy verloofde is swanger met 'n baba wat nie syne is nie. 'n Engel van die Here verskyn aan hom en sê vir hom, hulle moet nou trek en hy moet hulle oppas. Hy moet vir hulle sorg. Ek dink Josef het nie 100% verstaan wat nou op die oomblik gebeur nie, maar wat het Josef gedoen? Hy het sy kop neergesit, hy het hulle gevat en hy het weggetrek en hy het hulle beskerm. Hoef nie altyd die volle prentjie te verstaan nie. Partykeer moet ons net ietsie doen. Ek wil jou vra vandag, waar is jy in jou lewe? Is jy soos die boer wat eers die reën wil hê en dan 'n moeite gaan aanwend? Of soos die weduwee wat ja sê en dien en later die seën ontvang? Pastor Dion het hierdie week vir my so mooi verduidelik 'n ware verhaal van 'n pastoor, 'n kerk in Springs, waar daar groot rommelhoop langs die kerk was. En niemand wil verantwoordelikheid vat vir hierdie hoop nie. Dit lyk aaklig. Maar is buite die kerk se gronde, so niemand in die kerk wil eintlik ietsie daaromtrent doen nie, en ons almal weet die munisipaliteit gaan nie daarin gaan nie. Maar dit bly nou net daar. En die pastoor vat toe 'n graaf en hy vat 'n bakkie en hy begin. En terwyl hy sy bakkie laai met 'n klein gedeelte van die rommel, stop daar 'n kar langs hom en hy vra vir hom, hy weet nie wie hy is nie. Oom, wat maak jy? Nee, ek raak ontslae van hierdie berg hier voor my. Sê maar, dit gaan jou forever vat, maar ek moet ietsie doen. En toe het die ou wat nie 'n gemeentelid was nie, wat nie kerk toe gegaan het nie, het toe met sy excavators en met sy lorries daai rommelshoop alles weggevat. Hoekom? Want die pastoor het die eerste stap gevat. Gratis. Jy sien, Pastor Dion verduidelik vir my so mooi, hy sê God seën niks nie, maar hy seën 'n poging, al is dit net 1%. En ek weet, dis mense hier vandag, jy het 'n berg voor jou. God roep jou vandag om 'n graaf te vat en te begin. En hy gaan jou seën daarin. Kom ons bid saam. Hemel Vader, ek sê net vanoggend dankie. Dankie vir die talente en die vermoë wat U vir ons elkeen gegee het, wat ons bereid en gewillig maak
om te begin, om ietsie te doen met dit waarvoor U ons voorgeroep het. Ek vra dat wanneer ons vanoggend hier uitstap, dat ons daai berge in ons lewe sal uitwys en uit sal loop en ietsie daaraan begin doen. Ek vra vir gehoorsaamheid en vir bereidwilligheid, Vader, dat ons vir onsself en vir U kan wys, hier is my poging. Help my hierin, Vader. Lei my, dat ek die regte keuses sal maak volgens U wil vir my lewe. En die wat dit ontvang, sê saam met my. Amen.